Nou as jy nou terugkyk op hierdie jaar, né, kan jy vir my sê, yes, wat 'n jaar. Dit was vir my 'n terrible jaar. Ander gaan weer sê, sjoe, ek het die mees fantastiese jaar ooit gehad. Maar julle, God is getrou. Hy het gesê, ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie. En hier is ons. Hy is by ons. Maak nie saak waardeur ons gegaan het nie. Hy het nie ons hand gelos nie. Hy het vasgehou en aan sy belofte gestaan. Jesus gee vir ons baie goeie raad. Hoe hy dit vir ons moontlik maak om verder vorentoe te gaan. Matteus 24 vers 13 en 14. Maar wie volhard? Julle volhard. Those who persevere, jy moet volhard. Freddy, Rudy, julle vang vis. Julle volhard tot iets aan die lyn byt. Dit wat baie keer ure. Jy volhard as jy aandete maak. Jy stop jouself af met aardappels nie. Jy volhard totdat daai goed sag is. Die Bybel sê, wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Jesus het nie stilgestaan by Kersfees nie. Almal jaag deur die jaar. Dis een van daai Kersfees. OK, en daarna Jesus was gebore. Dit het nie stilgestaan by Kersfees nie. Hy het groot geword. Hy het gegroei in stature, in menslike liggaam en in wysheid. Hy is mishandel. Hy is beskuldig. Daar's aanslag op sy lewe gemaak. Hy is verneder. Hy is abused. Hy het al hierdie goed deurgegaan wat ek en jy ook deurgaan as mens. Maar nie een van ons is gekruisig nie. Nie een van ons is geslaan en as mens onherkenbaar nie. Jesus is deur al hierdie dinge. As jy terugkyk op jou jaar, was dit 'n maklike jaar? Vir my nee. 2 keer in theater, 10 dae in ICU. Leer weer alles van vooraf doen. Moedeloos. Dan staan jy weer op in geloof en dan sak jy weer terug. En dan maak jy dit weer en dan gebeur dit en dan gebeur dat. Persevere, volhard. Bly volhard in dit wat God jou gegee het om te doen. Hou op om iemand anders te probeer wees. Daar's tyd dat mense kom en daar's tyd dat mense gaan. As jy bid en God vra vir iets beter en God gee vir jou iets beter, moet jy gehoorsaam wees. Jy het mos gevra daarvoor. Maar weet julle wat? Ons moet nie aanhangers van mense word nie. Ons moet aanhangers van Jesus Christus word. Ons moet nie ek sien dit baie in berading. Ek noem dit sommer die Wolraad Woltemade. Julle ken van Wolraad Woltemade. Hy het in die see gegaan met sy perd en mense gaan red. En die derde keer wat hy ingaan toe, versuip hy die perd. Want hy bly ingaan om mense te red. Somtyds in berading word mense van jou so afhanklik dat hulle wil hê jy moet vir hulle lewe. En jy kan nie. Sit jou oë, jy kan gaan vir hulp, jy kan gaan vir raad, maar bly jou oë op Jesus Christus gefestig, want die persoon na wie toe jy gaan, het ook Christus nodig. Jy kan nie aan 'n persoon hang en aan daai persoon gewoond raak en dan dink dit gaan die koninkryk haal nie. Julle almal het voete van klei. Ek het 'n pastoor so deurbo gesit. Nie hy nie. Me, I did it all. En toe hy val ek geweldig hard. Ek moes maar leer uit my foute uit, né? Hy leer ons en die grootste en die mees perfekste les in die lewe vir die wat volhard. Jy kan nie net begin nie. Kyk as die ouens train vir Olimpiese spele. Spiere skei. Hulle het krampe. Hulle raak moeg. Hulle wil opgee. Maar hulle volhard, want daar lê 'n beloning daarvoor wat hy nog nie kan sien nie.
En hy het nie 'n garantie van sy beloning nie, want hy weet nie of hy eerste of 5de gaan kom nie. Ek en jy het 'n garantie van ons beloning. Ons weet waarvoor ons gaan. Ons weet waarheen ons gaan. Ons weet dit is vir ons apart gesit. En Jesus homself leer vir ons. Hoekom moet ons volhard? Kom ek wys vir julle. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n wolk van getuie rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop. Hy sê nie hardloop nie, hy sê loop. Loop. Nie hardloop nie. Dis waar ons die fout maak, ons is in die redreis van die lewe vasgevang. Hy sê loop. Loop beteken Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp. 'n Lamp laat jou loop vir my voet en 'n lig vir my pad. Dis die probleem. Ons hardloop. Ons dink as ons 'n 2 weke berading kursus gedoen het, ons is nou die berader van die jaar. Dit kan nie. Ons dink as jy 2 weke lank by 'n mentor gesit het, weet jy nou alles van die Bybel. Jy kan nie. Nie eens die mentor weet alles nie. Want elke dag moet jy groei in geloof soos 'n baba. Elke dag. En daai lamp vir jou voet beteken, jy lees elke dag hierdie woord. Anders gaan jy nooit die lig kan sien nie. Want die Here Jesus sê, ek is die lig. Nou gaan jy die lig kan sien as jy hierdie woord van God nooit oopmaak nie. Dan sê hy, die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig. Jy sien, jy moet gefokus bly. Op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het. Terwyl Jesus daai kruis gedra het, bloed in sy oë loop, hy mense langs hom skree, kruisig hom. Hou hy sy oë gefestig op God die Vader, vir dit wat hom voorgehou is, want hy weet, die dag toe God die Vader sê, wie sal ek stuur? Toe sê hy, ek sal gaan. Ek sal hulle sonde gaan vat. Ek weet wat die kruis is, ek gaan dit sien, ek gaan dit verdra. Want ek weet, ek gaan die aarde my voetstoel maak. Ek gaan vir my al hierdie siele gee. En ek gaan aan u regterhand sit. Jesus het hierdie goed geweet. En terwyl hy en Petrus en Johannes op die berg klim, toe stuur God die Vader vir Elia en Moses, onthou julle? En engele in die tuin van Getsemane om hom te versterk, om deur hierdie goed te kan gaan. Ek en jy kan nie deur die lewe gaan as God ons nie versterk nie. Jy kan nie. Wie van julle het kinders? Omtrent almal het kinders. As God jou nie versterk nie, sal jy nie eens deur die probleme van jou kinders kan gaan nie. Want al is jou kinders 190, gaan jy nog oor hulle worry. Nou moet jy weet, hoeveel te meer God die Vader wat ons sy kinders noem. Hoe bekommer hy ons oor ons as hy sien ons gaan van die pad af. Want hy probeer, nee my kind, kom terug. Nee, pas op hiervoor. Hy is die perfekte voorbeeld vir ons. Die skande verag en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Ek en jy kan dit ook doen. Deur Christus wat ons die krag gee. Laat ek jou hoor sê, ek is amper daar. Julle klink vir my of julle amper daar is. Ek is amper daar. Daar sê, ek is amper daar. Dit wat jy nie bereik het tot nou toe nie, wat jy God beloof het. Jy kan nie 'n belofte aan God maak en dit nie nakom nie. En ons doen dit so gou. Ek beloof u Here, as u vir my dit, gaan ek verseker dit. En dan doen ons dit nie. Maar ons is baie gou vir die Here te sê, waar was u? Here, hoekom het jy my gelos? Here, hoekom is die een dood? Here, hoekom gebeur dit? Here, hoekom gebeur dat? Haal jou oë van mense af. Sit jou oë op Jesus Christus. Wat beteken die woord volhard?
Hoekom sê die Bybel? Hoekom is die Here Jesus so erg oor volhard? Die wat volhard sal gered word. Nie almal nie. Die wat volhard. Jy kan nie jou hart vir die Here gegee het in 18:2 en in 18:3 gaan jy van die pad af en jy doen nou net wat jy wil en dink jy gaan die koninkryk ingaan nie. Ek weet nie waar kom daai preaching vandaan nie, maar dit is nie biblical nie. Kyk wat beteken die woord volhard. Om aanhou te probeer, om 'n poging aan te wend. Die Here eer dit as jy so lank 'n poging aanwend. Om iets te doen of te bereik. Selfs al is dit moeilik, dit lyk of dit geen vrugte gaan dra nie en dit selfs baie lank vat. Volharding vat soms baie lank. As mens vat, hoeveel keer het jy vir iemand gebid en dit lyk van niks gaan gebeur nie. Dit lyk regtig daai persoon as prisons. Hy gaan nie vir jou luister nie. Jy preek en jy verneder jouself en jy doen alles, maar niks gebeur nie. Jy sien, dis omdat ons nie moet oortuig nie. Ons moet getuig, laat God oortuig. Ons draai dit om. Ons wil die familie oortuig. En dan raak jy getuienis verlore. Jy wil net getuig. Maar hoe getuig jy? Hier, so bietjie. Jou lewe. Mense moet sien in situasies, wat doen jy? Jou lewe, hoe jy leef, is 'n groter getuienis wat jy sê. Dit is wat die wêreld hierdie ding kry. Put your money where your mouth is. Want ons sê goed, en dan kyk hulle na ons lewe, dan sê hulle, hierdie twee laai nie op nie. Jy kom in 'n kar ongeluk en jy vlieg daar uit en dit is hand signs en dis 'n paar gevleelde woorde. Dis die kind van die Here wat vir my laasweek kom sê, jy moet jou lewe regmaak. Nou wat beteken volhard in God se woord? Hierdie is in die natural. Vir atlete en vir karbestuur en skryf. Jy het nie net geskryf nie. Jy het nie skool toe gaan, daar skryf jy nie. Jy het geleer skryf, jy het geleer fietsry, jy het geleer hekkie spring, jy het geleer hierdie goeders. Wat beteken dit? Dis die natuurlike dinge. Ek het so gelag vir Chantal, ek weet nie wat sy graad was hy. Sy sê, Misha, ouma, ek het my penlisensie gekry. Dit nog eers in ons tyd ons penlisensies gekry, maar never mind. Toe beteken dat mag hulle met penne skryf. Dit was my te cute, my penlisensie gekry. Nou wat beteken volhard in God se woord, as ons dit nou na die geestelike realm toe vat? 'n Vaste uithou van geloof en gehoorsaamheid. Geloof en gehoorsaamheid loop so saam. Want as jy in geloof staan, moet jy gehoorsaam wees aan iets wat God jou gesê het om in geloof voor te staan. En nie tensande oppositie, probleme, aanvalle, beproewings en versoekings. Van al hierdie goeders het Satan Jesus in die woestyn ingevat om hom te versoek. Versoekings kom by 'n beloning wat die wêreld gee. Elke versoeking, die Here sê geen versoeking het jou aangegryp behalwe 'n menslike nie. Dit beteken dis 'n mens wat na jou toe kom en vir jou sê, gaan nou saam man. Ag nee, moet nou nie so stupid wees nie. 2 biertjies, wat gaan dit nou aan jou doen? Ag, gaan saam man, gaan saam. Saam 'n bietjie klap toe. Moet tog nie so oudtyds wees nie man. 'n Versoeking wat hier voor jou lê. Deesdae kry die man so jammer as hy mol toe gaan, die vrouens het omtrent niks meer aan nie. Hoekom trek jy so aan? Want jy wil aandag hê. Excuse me. Almal van ons selfe party, ons wil net nie vir almal wys nie. Maar party van hulle trek so aan, dat almal moet wegkyk, selfs in die kerke deesdae. Hoekom trek jy so aan? Want jy wil aandag trek. Dis hoekom jy dit doen, daar's geen ander rede nie. Maar nou, hy sê, gedryf deur God se krag, net God kan jou help, versoekings weerstaan. Ons is nie sterk genoeg nie, julle. Ons is net nie. Onder leiding van die Heilige Gees. En dis die beloning van ons, dit lei tot geestelike groei, dit lei daarop om jou karakter te bou, en dit gee ons hoop vir wat? Vir die ewige lewe. Want as jy versoeking weerstaan, is daar 'n beloning by God. Het Jesus nie gesê nie,
En onthou die Bybel sê 2 Korintiërs 4 vers 4, die God van hierdie wêreld, klein lettertjie G, is Satan. Het hulle sinne verblind. Kyk hoe begin hulle in Hollywood. Katy Perry, Justin Bieber. Hulle almal het in die kerkkoor gesing. Toe kom die versoeking. Groot geld, glamour, ligte, eer van mense, rooi tapuite. Waar trek hulle nou? Satan gaan, solank die wêreld bestaan, die mens versoek. Maar die enigste probleem is, die keuse is joune. Val jy daarvoor? Dis waar volharding inkom. Jesus sê vir ons, hy sê Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets weerstaan het, versoeking is 'n toets, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Hier is 'n hele paar goed in hierdie sin opgeskryf. As jy my liefhet, sal jy die versoeking weerstaan. En as jy die versoeking weerstaan, sê dit vir my, dat jy die toets deurgekom. Vandag val jy dalk vir die versoeking. Volgende keer dan sien jy een. Kyk hoe sleg het ek gevoel daarna. Kyk wat het met my gebeur daarna. Ek kon nie slaap nie, ek gaan nie weer in daai ding verval. Want elke versoeking het 'n demoniese mag agter dit. Geld, pornografie, taue, last, almal van hulle. Hy sê in Jakobus 1 vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets weerstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, want die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Dis jou heel eerste kroon wat jy in die hemel gaan dra, is 'n born again kroon. Jesus het volhard in die woestyn, hy het die versoeking weerstaan. Die disippels, hoeveel keer wou mense voor die disippels val en hulle aanbid? Het die disippels signs, miracles en wonders gedoen? Ja, maar het nie God se eer gesteel nie. Hulle het nie gesê, hoor hier kom ek nou van 'n Bylpark nie. Ek, Petrus, Johannes en Matteus. Ons gaan van 'n Byl omkeer nie. Ons gaan Betseba omkeer nie. Ons gaan Betsaida omkeer nie. Ons gaan mense verander. Nee, hulle het gedoen soos Jesus hulle geleer het. Hy het nie eers die eer gevra nie. Want toe die Fariseërs vir hom sê, goeie meester, toe sê daar's niemand goed behalwe my Vader nie. Jesus homself het geen sonde gehad het nie. Wat God is, sê vir hulle, daar leer hy vir ons 'n les om nie mense te aanbid nie. Hy sê, want hy het as mens die aarde beloop, hy sê, daar is niemand goed behalwe my Vader nie. Omdat hy 'n menslike liggaam was, alhoewel hy God was. Het julle al gesien, jy beplan 'n hele ding, of jy's agter die organisasie van hierdie ding en dit, en dan kom iemand anders dit, nou word vir hulle gesê, baie dankie vir wat julle gedoen het, ag, dit was nie moeite nie, maar as nie is in die picture nie, dan steel hulle daai persoon se eer, want die Bybel sê, gee eer wie hom toekom, mense, dan hardop hulle weg met die lauwere, of jy het die hele ding gedoen, en die baas van 'n company sê, we did it. Jesus het dit nie eers gedoen nie. Daar's baie wat dit nie gemaak het nie. Judas kon nie. Hy kon nie die versoeking vir geld weerstaan nie. Hoekom weet ons Judas het last vir geld gehad? Want hy was die boekkeeper van die disippels. Die tafels in Jesus se tyd was in 'n i-gedek so. Judas het op die punt gesit, want hy moes die herberg betaal waar hulle is. Waar hulle eet en alles. Die Bybel leer ons, Judas het die geldsakkie gedra. Want, die Bybel sê vir ons duidelik, hy het die offering gesteel. Hy was 'n dief. Die Bybel vertel vir ons, dat Judas Jesus verkoop het vir 30 stukke silwer. Daarom sê God, jy kan nie God en Mammon dien nie.
Geld is nie vir God 'n probleem, jy kan skatryk wees. Die liefde, the love of money is the root to all evil. Daarom sê die Here, betaal jou tiende. Maleagi 3 vers 8. Die Here sê vir hulle, julle besteel my en julle beroof my. Hulle vra hom, hoe beroof ons u? Hy sê vir hulle duidelik, deur offerhandes en tiende, dis hoe julle my besteel. Ek het nie die Bybel geskryf nie, gaan kyk. Maar dis in die Ou Testament, in die Nuwe Testament staan, die manne, daar's nie geslag in die gees vir die Here nie, manne of vroue, wat die woord verkondig, sal leef van die huis van die Here. Dis 'n instelling van God. As ek elektriesien is, dan gaan gee ek vir iemand 'n kwotasie, nie waar nie? Nou ja, as jy 'n dominee, pastoor, whatever hulle homself wil noem is, dan leef jy uit die huis van die Here uit. Dit is wat God dit bepaal het om te doen. Maar as dit daarby kom, dan stry ons jong. Is dit nie waar nie? As jy vir mense wil kwaad wees, kwaad maak, dan praat jy oor hulle geld. Jy kan sê, hulle kinders is te vet, hulle worry nie, of jy sê, hulle moet 'n bietjie gewig verloor, moenie oor hulle geld praat. Waar of vals? Draai dit. Hoor wat sê hy? Gaan lees in Esegiel, hoe het Satan gelyk? Sy naam was nie Satan nie, sy naam was Lucifer, the shining one. Lucifer het 'n ingeboude orkes binne in hom. Gaan lees die boek Esegiel. En onthou angels, daar's baie tipe angels, né? Maar as 1, 2, 3 vlerke, waarmee hulle voete bedek, waarmee hulle aangesigte bedek, en die middelste ene wat hulle prys en worship. Dit was Satan se werk, voor God gooi. Daar was vuurige kole van die God se troon af, rondom hom, waarop Satan geloop het. En daar het hy die gebede voor God se aangesig gebring. En goed, sy eie ingeboude orkes. Dit is hoekom musiek soveel invloed het op mense. Kom ons stap hier in en is net saggies praise en worship. Nee, dit skep 'n atmosfeer. As daar vrolike goed is, dan skep dit 'n ander atmosfeer. Dis hoe kinders so half in 'n trance raak. As hulle hierdie doen, daar's nie woorde by nie, maar die ligte gaan so en is harde musiek en daai tipe van goeders. Hoekom dink julle kom jy op Kerstyd in winkels in en daar's vrolike musiek en al daai tipe van goeders, want dit sit jou in die moed om te koop. Daar's strategie agter musiek. Toe kon Satan die versoeking, omdat hy weet hy was die mooiste engel, nie weerstaan nie. Toe wil hy soos God lyk. Toe begin hy die ander engele binne in die hemel te beïnvloed. Dink julle engele kan val? Yes. Even angels fall. Want daai derde van die engele in die hemel is saam met Satan uitgewerk. Die Bybel sê, Jesus sê, ek het hom soos 'n bliksem gesien val uit die hemel uit. 'n Bliksemstraal is klaar. Nie eers die engele kon daai versoeking weerstaan. Almal maak dit net nie, want hulle kan nie perseveer nie, hulle kan nie volhard nie. Maar as nog 3 dae oor julle, ons kan repent. Sê ek is jammer Here, die beloftes wat ek nie gemaak het, het ek nie volbring nie. Ek is jammer. Ek gaan liewer vir u sê, met u hulp hierdie jaar, gaan ek probeer om dit te doen. Dan het jy nie gejok nie, dan staan nie 'n guilt by jou nie, want jy probeer om dit reg te maak, maar ons moet repent. Moenie moed opgee nie, maak dit reg. Om nie moed op te gee nie, al het jy foute gemaak, is ook volhard. Maak dit reg, moenie moed opgee nie. En dan wil ek met julle praat oor kanselleer die dood wat jy oor jou eie jaar gespreek het. Maar ek het nie? Ja, jy het. Kom ek wys vir wat het jy gesê? Ek sal nie hierdie jaar 'n verhoging kry nie.
toe het jy. Ek sal nie hierdie jaar 'n bonus kry nie, toe het jy. Ek sal nie hierdie jaar kan bekostig om elke maand groceries te koop nie, jy het. Ek sal nie hierdie jaar, hoe kan jy oor jou eie jaar dood profiteer? Doen ons dit? Ja, ons doen dit. Dit help nie ek bid vir hierdie ene nie. Hulle gaan nie luister nie. Nou kom bid jy dan. Jy het gesê hulle gaan nie luister nie. Hoekom moet hulle luister? Ons spreek dood oor ons kinders. Ons spreek dood oor ons finansies. Ons spreek dood oor onsself. Ja, ek gaan seker weer hierdie jaar ingaan hospitaal toe vir my blinde darm. Ja, ek kan seker maar. Jy profiteer oor jou eie lewe. Want hierdie ding is 'n pen. Jy skryf met hom. Want die Here sê jy sal deur jou eie woorde geoordeel word. Jy skryf met hom. Ek gaan jou wys in die Bybel, jy skryf met jou tong. Psalm 45 vers 2. My hart word bewoe, skryf Dawid, deur goeie woorde. Ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. Nou wat is 'n vaardige skrywer? Die Engels sê dit mooi, hy sê, my tongue is the pen of a ready writer. Maar hoor wat 'n vaardige skrywer. Dit is vir my so baie mooi. Iemand wat taal meesterlik gebruik, so jy praat according to the word. Om helder, duidelik, revelation, ask me and I will give you wisdom, Jakobus. Helder idees, emosies, helder emosies. Nie emosies van jy het nou bang geword, want iemand het gesê, as jy 'n grootling se naal uittrek, gaan jou hele been verlam wees. Google sê so. Helder emosies. Of stories oor te dra, met die vermoë om te kommunikeer. Die vermoë om te kommunikeer. Hier lê die resep van 'n tong van 'n vaardige skrywer. Kommunikasie beteken ek en God. Ek moet kans gee dat hy terugpraat. Ons gee nie vir God kans om te praat nie. Jy het hom gevra, moet ek hierdie kar koop? Gaan jy wag vir die antwoord of gaan jy jou eie emosies gebruik, hardop spring, koop die kar? Die vermoë om te kommunikeer beteken, ek gaan luister, wanneer gaan hy terugpraat? Ek moet hy stem ken om te hoor, dis hy en nie Satan nie, of nie my eie stem nie. Die vermoë om te kommunikeer. Duidelike kommunikasie. Dis wat 'n vaardige skrywer is. Hy wag vir duidelike kommunikasie. 'n Antwoord, dis mos nie 'n antwoord nie. Het jy al gehoor as jy iemand 'n vraag vra en hulle antwoord jou so vaag? Dan kan ek my gras groen vererf, want dan weet jy nie, is dit ja, is dit nie, wat nou eintlik nie. Skryf 2026 met jou tong as 'n vaardige skrywer. Jy gaan geïrriteerd wees by jou werk. Daar gaan 'n werk bestaan uit mense uit wat asemhaal, wat emosies het, wat foute maak. Besluit klaar vir jouself. Hierdie jaar gaan niks my onderkry nie. Ek gaan nie dat mense, familie, werke, vriende, vriendinne, ek gaan nie toelaat dat mense se woorde en goed my onderkry nie. Ek vat net positiewe goed. Negatiewe goed, ek weier dit in Jesus naam. Want daar's 'n gevaar as ons nie volhard nie. Want net die volgende vers sê die Here wat gaan gebeur met die wat nie volhard nie. En jy kan net volhard as jy toelaat dat die Heilige Gees so lei. Dis al jy kan volhard. Goed gaan gebeur. Goed in die lewe gaan gebeur. Ek kan regtig nie dink aan 2 vroue
wat in groter geloof gestaan het as Heidi en Wilma nie. Tot die einde toe. Maar daar is spesiale krone vir sulke mense in die hemel. Want om in pyn te volhard, is nie maklik nie, het is net in die krag van Jesus Christus. Ons is amper daar. Daar's 3 dae oor om te sê, Here, vergewe my, want ek het nie nagekom wat ek moes doen. Tel jou kruis op en volg hom. Hy sê nie sny van die kruis af nie, want as jy by die Jordaan kom en die kruis daar lê, dat jy kan oorstap. Jy kan net as gevolg van die kruis oorstap. Neem jou kruis op en volg my. Maak nie saak hoe 2026 vir jou begin nie. Maak nie saak hoe lyk dit vir jou nie. Ek begin 2026 met 'n begrafnis. Die 7de Januarie is die Here my spaar, doen ek 'n begrafnis. Dit beteken nie dat ek moet negatief daarna kyk nie. Dit was 'n kind van die Here, so ek weet dat haar vreugde is volmaak. Watch jou tong. Jy maak of breek 'n persoon deur iets wat jy sê. Weet jy sê iets en jy loop weg en jy dink dit was niks nie. Daai persoon sit met daai wond. Nou die Bybel praat in die natuurlike, kom ons praat eens oor die natuurlike van scar tissue. Litteken weefsel. As 'n dokter opereer, né? Dan vorm jou liggaam 'n tissue rondom, weefsels rondom hierdie wond, om hierdie wond te genees. Jou eie liggaam doen dit. Ja, die steek hou alles bymekaar, maar jou eie liggaam vorm hierdie weefsel om daai wond toe te maak. Die tong, as gevolg van die klomp bloed in jou tong, is die orgaan wat die vinnigste homself genees. As gevolg van die geweldige bloedtoevoer. Maak dit vir julle sin? As gevolg van die bloed van Jesus, kan jy jou tong beheer om vinnig reg te maak wat verkeerd is. Die tong het die vermoë om homself baie vinnig te genees, wat die res van wonde nie doen nie. So perfek het God ons gemaak in detail. Watch your tongue. 93% van mense se probleme kom van hulle eie tonge af. Maar hoekom het die Here dit toegelaat? Gaan kyk bietjie wat het jy gesê. Ons het 3 dae. Waar is ons nou julle? Ons is amper daar. Ek wil hê julle moet net so sit. Ons gaan heerlik luister. Ek gaan eers laat Johan vir ons die oorwinningslied speel en daarna gaan ek vir julle 'n lied speel. As ek vir julle sing, help julle. Gaan ek vir julle 'n lied speel. Luister na die woorde.